Efesiërs 3 dat ons wat geestelik is, moet geestelike dinge bedink. Ek vra die worship team om vir ons te begelei in aanbidding. En maak ons die prediker van die dag aan u bekend as niemand anders as broer Ivano Kleinsmit, seun van die huis en 'n seun van die jeug, om vanoggend vir ons te sê, so sê die Here van die leerskare. Amen. Kom ons gee die worship team 'n geleentheid dan. Yes, the world Yes, Lord. will bow down and say you are God. Every man will bow down and say you are King. So let's start right now. Why would we wait? King of glory, fill this place. I just wanna be with you. I just wanna be with you. King of glory, fill this place. I just wanna be with you. Just wanna be with you. Just wanna be with you. Oh, King of glory, fill this place. I just wanna be. I just wanna be with you. I just wanna be. Oh,
aanbid die Here vir so 'n oomblik. Kom ons verheerlik die naam van die Here vir so 'n oomblik. Kom ons verootmoedig onsself en vergeet onsself voor die Here. En ons bring hulde aan 'n koning, aan 'n God wat ons verlos het, wat ons red uit die moeras van sonde. Kom ons verheerlik die naam van die Here. Hy is wat hy is. Ons kan niks sonder die Here doen nie. Kom ons verheerlik hom. Kom ons eer die Here. Halleluja. Halleluja. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. As u vanoggend dankbaar is, gee die Here prys. As u vanoggend dankbaar is, kom ons eer die Here. Kom ons verheerlik die Here. As u weet wat die Here u uitgebring het, deurgedra het, kom ons verheerlik die Here. Halleluja. El Shaddai, Adonai, Emmanuel, God met ons, God in ons, halleluja. Hy is wat hy is. Rots van die eeuwe, lelie van die dale, soetroos van Saron, halleluja. Niks kan standhou met die Here nie. As God begin beweeg, wie kan hom keer? Halleluja, ons roep 'n teenwoordigheid, ons roep 'n salwing, ons roep 'n heerlikheid in hierdie plek. Mag die krag van God vloei vanoggend, nog soos nooit van tevore nie. Here, ons het U nodig. Here, ons roep U aan, Here. Ons soek U aangesig, Here. Here, ons dors na U. Here, ons honger na U, Here. In 'n dorstige land, my koning, soek ons na U. Kom, Here. Kom nou, Here. Here, ons staan op vrugbare grond. Here, ons kan niks op die Gees doen nie. Laat die Gees vloei vanoggend, Here. In Jesus' naam. Halleluja. Jesus.
you, Jesus. Oh, Jesus. Thank you, Jesus. We acknowledge you this morning. We honor you. Yes, mighty God. We adore you, Lord. We magnify your holy name. And we give you praise. Glory and majesty belongs to you. Yarra, yarra kayuakan. Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Kom ons gee die Here so 'n magtige prys. Kom ons gee die Here so 'n magtige prys. Ek sê kom ons eer die Here so vir 'n oomblik. Kom ons verheerlik die Here so vir 'n oomblik. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Dankie, Here. Thank you, Jesus. Ek kan die sitplek inneem. Nou my hart loop oor vanoggend van dankbaarheid. En my gees is vol. As ek hier voor staan, as ek bedroef in my gees, as gevolg van die dankbaarheid wat in my hart is. En vanoggend vir julle sê, dierbares, ons sit op vrugbare grond. En as ek praat van vrugbare grond, dan praat ek van Holy Soul Crusade. Voor ek begin wil ek sê, ek het amper vir 4 jaar sonder werk gesit. Maar ek wil sê, die geloof so klein soos 'n mosterdsaadjie het 'n positiewe uitwerking. Dit is broer Warren wat gesê het, uithou vermoë kan nie gemeet word nie. Jy weet in die seisoen openbaar die Here dit aan my. You can be planted in the perfect soil, but if it's not your season, don't expect a yield. En ek moes gehoorsaam wees aan die woord. Jy kan aan die perfekte grond geplant wees, maar as dit nie jou seisoen is nie, moenie jou opbrengs verwag nie. Jy weet, en ek het 'n werk gekry in Woester. Maandag, verlede week maandag, toe teken ek 'n permanente kontrak. Dis wat die Here kan doen. Ek sê dis wat die Here kan doen. Ek sê as jy die Here dien en as jy geduldig is en op te wag op die Here, dis wat die Here kan doen. Dis wat die Here kan doen. Dankie Here. Dis net die Here Thank you, wat dit Jesus. kan doen. Dis net die Here wat dit Jesus. kan doen. Dis klaar wat dit so is. Dis net die Here wat dit kan doen. Dis net die Here wat dit kan doen. Dis net die Here wat dit kan doen. Dis klaar wat dit so is. Dis net die Here wat dit kan doen. Dis net die Here wat dit kan doen. Dis net die Here wat dit kan doen. Dis klaar wat dit so is. Dis net die Here wat dit kan doen. Ja, ja, ja. Halleluja. Jesus. Oh, Here. Nou ek is dankbaar vanoggend. En ek wil dankie sê vir almal wat vir my bid. Jy weet elke keer as ek 'n droom kry waar geeste my wil aanval, dan is juffrou altyd in die droom. Wat my omhels en wat my guide in die droom. So ek wil vir juffrou sê baie dankie juffrou. Dit is 'n teken vir my dat juffrou bid vir my. Ek sou er vanoggend niemand uitneem, maar ek weet daar's baie ander wat vir my bid sodat ek gesond kan bly. En ek is vanoggend dankbaar. Nou my begroeting vanoggend is aan die Heilige Gees teenwoordig. Ek weet nie of u die Gees van die Here kan voel vanoggend nie. Maar ek sê hy's 'n Gees van die Here vanoggend. Hy sê heerlikheid van God vanoggend op hierdie plek. En ek staan vanoggend hier net uit gehoorsaamheid. My begroeting vanoggend is aan Pastor se afwesigheid, aan Juffrou Margaret de Bruin, vanoggend die band, die worship team, my jeugleier vanoggend, ons moederluisters, die manne van die Here, uitverkorenes, geroepes van God met die hele eggenote. Ek groet vanoggend die volk van die Here, die blomtuin van God. Ek groet vanoggend die sonnaskool, die jeug. Julle is begroet in die wonderlike naam van die Here. Kom ons gee die Here 'n prys. Nou ek wil vanoggend dankie sê aan die kerkraad.
vir hierdie geleentheid. Weet jy, elke keer as ek hier voor staan, dan voel ek so klein, so eenvoudig en so nederig. Maar al die ander tye het ek nog nooit vir Broer Warren dankie gesê nie. Ek wil vanoggend vir Broer Warren dankie sê dat hy altyd vir my toevertrou om hier voor te staan. En dankie dat hy altyd lead by example. Man van die Here, ek kyk op na u, die voorbeeld wat u vir my is en vir baie ander jong mense. Ek het in die week vir Broer Warren gesê, u is geroep om 'n generasie te koop, 'n generasie te bou. En Broer Warren is gehoorsaam, hy het sy lewe afgelê. En hy dien die Here tot op die letter. Daarom saluut ek u vanoggend, man van die Here. Vanoggend wil ek praat rondom die hart. Ek weet Pastor het al baie gepreek hieroor. En soos ek sê, my gees is vol. Ek kan vanoggend gepraat het oor dinge wat die Here my geleer het in die tyd en deurgevat het in hierdie tyd. Maar uit gehoorsaamheid het ek myself verootmoedig en gevas vir 'n woord. En die Here gee my hierdie woord. So u moet vir my verdra vanoggend, van ons staan nie vanoggend voor mense nie. Maar ons is aanwesig voor God vanoggend. Die woord is die hoogste gesag. En hy homself is die woord. Halleluja. En my woord is opgeteken, die woord is opgeteken in Handelinge 5, vanaf vers 1 tot 5. Dit lees as volg. Maar 'n sekere man met die naam van Ananias het saam met sy vrou Safira 'n eiendom verkoop en ook met die medewete van sy vrou van die prys agtergehou en 'n sekere deel gebring en aan die voete van die apostels neergelê. Toe sê Petrus, Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg en van die prys van die grond agter te hou? As dit nie verkoop was nie, het dit nie joue gebly nie. En toe dit verkoop is, was dit nie in jou mag nie. Waarom is dit dat jy hierdie saak in jou hart voorgeneem het? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. En toe Ananias hierdie woorde hoor, het hy neergeval en gesterwe. En 'n groot vrees het gekom oor almal wat dit gehoor het. Ek gaan blaai na Handelinge 10. En ek het hierdie skrif al baie keer aangehaal. Dit is nie nodig dat ek dit nog gaan lees nie, maar ek wil vir julle sê, onderwyl Cornelius, 'n Italiaanse hoofman, wat 'n heiden is, besig is om te vas en aanbidding is met God, verskyn 'n man met 'n linnekleed, blink kleed aan hom en sê dat hy moet na Petrus roep wat in Joppe is. En onderwyl Petrus besig is daardie kant, verskyn daar 'n gesig aan hom wat die Here aan hom openbaar met 'n wit linnekleed en onreine diere. En God sê vir hom, hy moet eet en hy sê, dis onrein, hy kan nie onreine diere eet nie. En God sê hom, wat ek rein verklaar, kan jy nie onrein verklaar nie. Maar ek wil dit vat na die woord toe, na die gedeelte toe waarop ek fokus vandag. Uit gehoorsaamheid stuur Cornelius 3 manne na Petrus. En uit gehoorsaamheid gaan Petrus, omdat die Here hom hierdie gesig geopenbaar het. En toe Petrus by die deur instap, sê die Bybel, Cornelius het op sy knieë geval, gebuig. En Petrus sê aan hom,
Hoekom buig jy voor my? Ek is net so 'n mens, soos jy 'n mens is. En Cornelius sê vir hom, ek het vir 9 dae gevas. En ek het God aanbid, en ek was wagtend vir 'n woord. En ons almal is nou aanwesig voor God. Nou vanoggend wil ek vir julle sê, vanoggend staan ons nie voor mense nie. Maar vanoggend staan ons voor God. Ons is wel hier in die tydelik, in die vlees, maar ons staan voor God vanoggend. Nou ek wil vir die agtergrond gee van hierdie woord. Onder die prediking van Petrus en Johannes het daar baie tot inkeer gekom. En hierdie volk was eengesind en van een siel. Een van hart en van een siel. Hulle het alles in gemeenskap gehad. En nie een het gesê dat die besittings wat hy het, is sy eie nie. Niemand van hulle was behoeftig nie. Van almal wat huise en grond besit het, en het verkoop, en die prys van wat verkoop is, voor die voete van die apostels neergelê. En aan elkeen was uitgedeel volgens wat hy nodig gehad het. Die opdrag was duidelik. As jy grond en eiendom of huise besit, verkoop dit en bring die volle prys. Die volle prys voor die apostels. Maar Ananias en sy vrou het besluit om 'n gedeelte van hierdie bedrag terug te hou. U sien, hulle het gedink die apostels, hulle kan lieg vir die apostels, onder opdrag van die apostels, maar het was 'n direkte opdrag van God. En wanneer jy dink jy lieg vir die apostels of vir die leiers van die kerk, dan lieg jy vir God. God is nie 'n aannemer van persoon nie, maar God kyk vanoggend na die hart. En vanoggend is ons almal teenwoordig en aanwesig voor God. Uit hierdie gedagte kan ons leer dat wanneer ons 'n opdrag van ons leiers ontvang, van juffrou, van pastor, ons ouderlinge, die diakens, evangeliste, dan is dit 'n direkte opdrag van God. En wat van ons verlang word, is om die opdrag ten volle gehoorsaam te wees. Nou, jy moet verstaan, ek kyk 'n video, dis waar hierdie gedagte gebore het. En ek dink, dis hoekom die Here my hierdie woord gegee het. En terwyl ek 'n video kyk, ek wil hierdie ding aan die lees, dis in Engels, terwyl ek hierdie video kyk, as 'n persoon besig om te oefen in die gym. En hy sê, terwyl hy gym, gee die Here hom hierdie openbaring. En laat my toe om dit aan u te lees, want ek wil, jy moet verstaan, hoekom die Here so praat vanoggend. Hy sê, at the gyms on every machine is there an image of what muscle category you're working. Not only is there weights to know how much you're lifting, but it's also an image to show the right posture and the correct way to do it. Yes, it's important to know the muscle category so you can work out the right muscle. It's also important to know how much weight you're lifting so you can challenge yourself. But none of that will mean anything if you're not doing it correctly and in the right posture. Hy sê die Here openbaar hom that not only is it important to go to church, to be in prayer and in worship, but in the midst of it all, the most important and crucial part is the posture. The posture of your heart, the posture of your mind, the posture of your spirit. You can be in church service all day long. You can be in praise and worship, but if your heart is not posted correctly before God, you can be missing it entirely. And therefore, everything you do is in vain. Vanoggend wil ek sê, as jou hart nie reg is vir God nie, dan is dit wat jy dink jy goed doen, te vergeefs. Kyk, wat was die uiteinde van Ananias en sy vrou? Hulle het gesterwe. Nou as jy gaan lees in Jeremia 17, vanaf vers 9 tot 10 sê die woord, bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Vers 10 sê, ek die Here, dit is die Here wat praat, deursoek die hart,
toets die niere om aan elkeen te gee na sy weë, volgens die vrug van sy handeling. Kyk, wat was die uiteinde van Ananias en sy vrou? Net omdat hulle nie 'n opdrag ten volle gehoorsaam het nie. Vanoggend kan ons ook kyk na Saul, toe hy 'n opdrag moes uitvoer, en dink hy doen 'n goeie ding om nog van die diere saam te bring. Die Bybel sê hy het sy koningskap verloor. Moses, wat die volk uit Egipte uitgelei het, God gee hom 'n opdrag by die rots terwyl hulle in die woestyn is, en terwyl die volk dors is. God sê aan hom, vat jou staf en praat met hierdie rots. Hy vat sy rots en slaan 3 keer. Sy staf en slaan 3 keer, dankie juffrou, en slaan 3 keer. Uit ongehoorsaamheid kon hy nooit die beloofde land ingegaan het. Vanoggend wil ek vir julle sê, ons staan nie vanoggend voor mense nie, maar ons staan voor God. As jy hart vanoggend nie reg is nie, maar jy is vanoggend in die huis van die Here, jy aanbid en jy dien, wil jy sê, dit is te vergeefs. As ons praat van die hart, die skrif sê, Jesus sê aan die volk, dis nie wat ingaan, wat jou onrein maak nie, maar dit wat uitkom. En wat uitkom, kom uit jou hart uit. En is dit wat ons doen, en dit is hoe ons lewe daar buite. Nou, jy sien, Dawid is ook 'n voorbeeld van iemand wat na aan God se hart is. Jy sien, Dawid was 'n baasvegter. Hy het menigte volke verslaan. Maar toe hy die vrou naak sien, die soldaat se vrou sien bad, was haar innerlike geveg. En die rede hoekom ek dit noem is, van dis waar hierdie ding ontstaan het. Nou, soos ek vroeër gesê het, ons kan in aanbidding is, ons kan die Here dien, ons kan alles doen, en die mense kan sien, maar joh, kyk hoe aanbid hy die Here, kyk hoe suig hy voor, kyk hoe worship. Jy weet, ek en iemand, het was 'n paar 2017, 2018, terwyl 'n profeet besig is om vir iemand te bid, het was by 'n jeugdiens. Hierdie persoon is 'n worshipper, en sy sing mooi, sy is bekeer alles, maar omdat haar hart nie reg was nie. Jy weet, terwyl hulle bid vir haar die persoon, gee die profeet 'n opdrag, ons moet rondom die persoon staan. En sy begin bid, sy is nog jong, sy is in die jeug, en sy begin bid in tale, sy het nog nooit in tale gebid nie. En sy sing in tale. En ek dink, joh maar, joh, dit is amazing, ek sien mos nou, joh, kyk hoe gebruik die Here vir haar, en kyk, sy is, kan ek sê, die gees, sy is vervuld met die gees, man, en ek het nog nooit so 'n taal gehoor nie. En terwyl hulle vir hierdie persoon bid, vaar hy mag daaruit direk in haar, en die demoon manifesteer deur daardie persoon. Omdat sy nie op 'n staanplek was nie, maar sy worship in die huis van die Here. Jy sien, jy kan mense flous vanoggend, maar jy kan nie vir God flous nie. Ons staan vanoggend voor 'n lewende God. Jy weet, terwyl ons health and safety training doen, leer hulle ons oor die reëls en regulasies van die werk, en hoe ons alles moet doen, en hoekom die reëls in plek gesit is en alles daai. En hulle sê, as daar enige ding gebeur waaraan ek betrokke is, en ek is skuldig en ek het nie die reëls toegepas nie, volgens die boek nie, dan gaan ek skuldig is. En so ook volgens hierdie woord, wat paaste, wat die juffrou, die leiers, die jakens, telke maal aan ons bedien. As ons nie hierdie woord gehoorsaam nie, eendag gaan dit hierdie woord wees, wat teen ons gaan getuig. As jy in 'n hof staan, dan gaan hulle sê, wet
Nommer 1999, vanaf die sê, jy is skuldig bevind. Nou dieselfde gaan die woord, gaan 10 ons getuig. En u is vanoggend skuldig teenoor hierdie woord, van u het gehoor vanoggend. Petrus vra aan Ananias, waarom het jy hierdie saak in jou hart voorgeneem? Nou voorgeneem praat van, jy het beplan, jy het bedink, dit was doelgerig. Daarom, en hierdie gedagte het ontstaan in sy gedagtes. Dat het nie begin in sy hart nie, dat het bestaan in sy gedagtes. Hy het dit bedink, en dis hoe die ding in sy hart gekom het. Met ander woorde, hy het in versoeking gekom, en dis hoe die ding sonde gebaar het. Van hy het nie vir die apostels gelieg nie, maar vir die Heilige Gees. Petrus vra, waarom het Satan jou hart vervul? Om in versoeking te kom is nie 'n sonde nie, maar om die daad te doen, dit is sonde. En ons is gewoon deur te sê, die vyand is 'n leienaar, die vyand het my versoek, maar ons sal nooit besef hoe geestelik swak ons eintlik is in daardie area waar ons gefaal het. Maar nou kom ons nog steeds in die huis van die Here en maak asof ons reg is, maar jy weet, is nie op die staanplek, jy hart is nie reg nie. En dis hoekom ek vroeër genoem het oor Dawid. Dawid was 'n baasvegter, hy het menigte volke verslaan. Maar toe hierdie gedagte by hom opkom en hy sien, toe kon hy nie die gedagte bestraf nie. Met ander woorde, daar was 'n innerlike geveg. Jesus sê in die Ou Testament, as iemand betrap was met sonde, dan was die persoon geoordeel, of gekruisig of gestenig. Maar nou sê Jesus in die Nuwe Testament, terwyl jy iemand sien of 'n vrou sien, en jy begeer haar in jou hart, dan het jy al reeds egbreek gepleeg. Dis hoe diep dit nou is in die Nuwe Testament. Maar Dawid bedink die ding in sy hart, en hy begeer haar in sy hart, en die vyand vaar sy hart in, en die ding baar sonde. Die uiteinde daarvan was, die kind wat hy by hierdie vrou gehad het gesterwe. Die Bybel sê, daar was bloed op sy hande, sy begeerte was om 'n tempel vir God te bou. Maar omdat daar bloed op sy hande was, kon hy nie vir die Here 'n tempel bou nie. Hoe staan ons vanoggend voor God? Hoe is u hart vanoggend? Hoe staan u vanoggend in die verhouding met die Here? U sien die persoon wat gegym het. Baie mense sal sien, okay, hy gaan gym toe, joh. Hy's gedissipline en hy kyk na sy liggaam. Maar die persoon sê, dit maak nie saak of jy oefen nie, as jy nie die oefening reg doen nie, is dit vergeefs. Dieselfde in die huis van die Here. Ons staan hier vanoggend, maar hoe is die poste van jou hart vanoggend? Staan hier vanoggend in gehoorsaamheid teenoor God? Dit is vanoggend die woord van die Here. Romeine 8 vers 5 tot 7 sê, van die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Van wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. Daardie gedagte het opgekom, dis vleeslik. En toe hy daardie gedagte entertain Ananias, toe kom die ding in sy hart, en toe baar dit sonde, en dit was die uiteinde, en die dood van hom en sy vrou se lewe. Die grootste stryd is nie van buite wat mense sien nie, maar is van binne, waar die mense nie sien nie, maar God sien. Daarom sê die skrif, bewaar jou hart voor alle dinge, van daaruit is die oorspronge van die lewe. Daarom moet ons reg lewe voor God,
En nie net wanneer ons voor mense is nie. Wat God tevrede stel, is nie net u woorde of dit wat u doen nie. Maar wat God beweeg, is die bedoelinge van die hart. Dis in Spreuke wat die woord sê, God vreesenheid bring wysheid. En die Here openbaar hierdie gedagte aan my, God vreesenheid is wanneer u stap en nou wil u 'n verkeerde ding doen. Nou dink u in die gedagte, pastor sien nie vir my nie. Niemand sien vir my nie. Die leiers sien nie vir my nie. Maar die Bybel sê God vreesenheid bring wysheid. Maar as jy net dink God sien vir jou. God sien vir jou. Hoe kan jy nog die ding doen? Dit bring wysheid. God vreesenheid bring wysheid. Dit is nie wanneer die mens vir jou sien nie, maar die bewustheid dat God vir jou sien. Nou Hebreërs 4 vanaf vers 13 sê, en daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Ek wil vir u vanoggend sê, sy oog deurkruis die hele aarde. Niks gaan ongesiens verby God nie. Ten slotte wil ek sê, die volgende psalm lees, Psalm 24 vanaf vers 3 tot 5. Wie mag klim op die berg van die Here? En wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Hy sal seën wegdra van die Here en geregtigheid van God van sy heil. En die Here seën sy voorgelese woord. Amen. Kom ons staan op ons voete, geliefdes. Die woord van die Here is uit vanoggend. Jy gaan niks bysit, jy gaan niks wegvat nie. Maar daar is vanoggend 'n geleentheid vir ek en u om vanoggend reg te maak, omdat ons vanoggend aanwesig is. Ons staan vanoggend voor die Here. En die Bybel sê in Jakobus dat ons moenie wees net aanhoorders van die woord, maar soos die daders van die woord. Want iemand wat die woord hoor en nie doen wat die woord sê nie, soos iemand wat sy gesig in 'n spieël kyk, en as hy van hy spieël af wegstap, dan vergeet hy hoe hy gelyk het. Kom ons vat vanoggend die geleentheid en ons maak vanoggend reg voor die Here, terwyl die worship team vir ons begelei, dan sit ek en u vanoggend ons hande in ons eie boesems. Dan kyk ons vanoggend hoe ver ons gekom het. As daar 'n geleentheid is, of as daar gewaar, daar is iets wat u van weet, die geleentheid is vanoggend hier, om vanoggend reg te maak. Worship team, lei ons vanoggend. Ons is honger vir Jesus. 'n wonderwerk van U. Ons is dor. Vader, ons staan vanoggend voor u, Here. Stort uit die Heilige Gees. Daar is 'n skrifgedeelte wat sê dat Naaman was almal sy held, maar hy was vol malaats. Here, help ons vanoggend. Heel moontlik was ons gedurig deur op die regte plek, gedurig deur die regte ding gedoen, maar ons harte het 'n heel ander storie gepraat, Here. Hier is ons vanoggend, Here, ons sit ons hande in ons boesems. Wil u vanoggend, Here, ons oortredinge vergewe. Vergewe ons as ons nie gefaal het, Here. As daar vanoggend iemand is wat vanoggend sy saak met die Here regmaak, sy hart vir die Here wil gee, die geleentheid is vanoggend hier. Die wat gebed nodig het, die manne van die Here, die vroue van die Here is hier. U kan vanoggend uitstap. Dit is u geleentheid hier. Dit is
is u life-changing moment. Just know Dit is u radikale verandering vanoggend.